Let's bid. Let's pray. Lord, we want to thank you for your grace, your mercy and your love that's free every day. Here, laat U elke dag vir ons genade, liefde gee. Lord, dis vrylik. Dankie dat Jesus op die kruis gesterf het sodat ons nog 'n dag kan hê. That Jesus died on the cross for every one of us. We want to pray for the people that aren't here, that you strengthen them, that you be with them, Father. Be with Belinda and Charmaine and their family. They're in hospital with their dad and mom. Wees saam met hulle pa en ma in die hospitaal, Vader. Seën hulle almal daarso en seën ook hierdie diens. Laat die boodskap vandag op gedagtes val. Enige iets wat ons aan dink wat nie deel het van die boodskap nie, bind ons nou in die naam van Jesus Christus, and we pray that you get your will be done in this service. In Jesus' name we pray. Amen. Ek sit en ek sê vir Jolly, wanneer was dit toe ek wakker word, toe ek vir jou sê die Here het 'n sin vir humor gisteraan. Ja, so. Ja, so maak die Here my wakker oor die boodskap vir vanoggend. En nou sit ek die heeltyd en dink aan die boodskap. En die boodskap is basies ietsie wat almal gelike het op 'n stadium, ons het net sleg geraak na dit. Jy weet 'n verhouding werk so. Julle wat getroud is, wat saam met iemand is en so aan. 'n verhouding begin met jy ontmoet iemand. Dan kom jy op 'n plek waar jy bietjie meer tyd saam met daai persoon wil spandeer, die nuuskierigheidsfase. Jy wil nou sien waartoe gaan die ding. Where is this relationship going to? And then you start working on it. As jy soos ek was, ek het moeite gedoen om by haar te gaan kuier. Dan wil ek nie huis toe gaan die aand nie. Jy hoop eintlik sy vra jou om oor te slaap, jy weet dis sonde, maar jy hoop eintlik sy bly bietjie langer. En jy doen moeite. En dis die courting phase. That's the courting phase of the relationship. But then you get to a point, which I'm going to talk about this morning, om verloof te wees, verloving. To be engaged. Nou ek kan regtig nie onthou nie, was ons ooit verloof? Ja. Was ons? Ja. Dis ek dink ek het net vir jou gesê, wil jy trou, wil jy baie? But okay, then there's a ek kan nie eens onthou nie. Yes. So then you get to a relationship where you get to the getting engaged. That's normally the one part where the woman, they're looking forward to this part. The going on the knee and all that. Ek het dit nie gedoen nie op die dag. Nee, ek het nie. Glo. Nee, ek het nie dit gedoen. But that's normally like in the movies, they go on the knee, will you marry me? Deesdae as jy bang om my vraag te vra, want die vroumens sal sê nee. Hulle soek die 6'6" ouens en die ouens met 'n bankrekening van 6 figures. Weet nie wat gaan met hulle aan nie. Dis die duiwel se nommer, 666. 6 figures in die bank, 6'6". Wat gaan met die vrouens van vandag aan? Maar die ouens is deesdae bang om dit te doen, want die vrouens sê nee. Ek kyk die video's waar die ou vra en hy word net verleentheid gestel. Maar kom ons praat nou met regte mense wat in realiteit lewe, nie die wat in 'n droomwêreld lewe nie. Then it's the stage of going down on the knee, getting engaged, the girl says yes, and then you work on the engagement and then it gets to the wedding. Maar so werk dit met God ook. Besef jy ons het ons op 'n stadium verloof geraak aan God? Do you realize we did at some stage? Om verloof te raak is die eerste begin van 'n verbond sluit met iemand. As jy verloof raak aan iemand, if you get engaged to somebody, you actually say this relationship is going to a deeper state. Dit gaan in 'n dieper betekenis in ons verhouding in. Dis nie net meer 'n girlfriend en boyfriend en so aan nie. We've made a covenant to each other. Ons te verbond nou gesluit dat ek wil met jou trou. I want to marry you one day. Okay, ek lag altyd as ek sê die mense wat sê is 3 jaar verloof. Gaan nie met jou trou nie, kry iemand anders. Get someone else. He's using you. Jy's net daai spaarwiel wat hy uithaal wanneer jy nodig het. Girls luister. But then we get to the stage where you start working and that covenant is bound between you and the woman. Daar's nou verbond tussen julle en hoe beseël ons dit gewoonlik hier op aarde nou? Hoe beseël ons dit? 'n Ring. Jy sit 'n ring aan haar vinger. En is altyd amazing, die verloofring is altyd duurder as die trouring. Het jy agtergekom? Hy het al die diamante en die trouring is net so ding wat oor hom pas gewoonlik. Joune was mos die set, né? Ek onthou dit dan, ja, onthou ietsie. But the engagement ring is a lot more expensive. It costs a lot more. If I say that, what do you think was our covenant binding engagement ring with God?
Wat dink julle was dit? Ek wil sê met die wedergeboorte. Wanneer jy Jesus aanvaar. You see, Jesus came as man to bind a relationship as men with each other. God het gekom as 'n man in die vorm van Jesus Christus om daai verbond te sluit met ons. Die verbond is, dit het hom duur gekos. Snap jy, die verloofring is altyd duurder as die trouring? Die verloofring het gekos pyn en lyding en smarte and to be crucified, to be mocked, to be hit, to be treated like a dog. That's Jesus. Maar is die verbond, jou verloving aan God, is die dag wanneer jy sê, ek ontvang Jesus Christus as my verlosser en saligmaker. Daar's 'n verbond nou gesluit soos met 'n man en 'n vrou, like a man and a woman. That covenant is fixed now, waar ons sê, God, ek wil eendag met jou trou. Gaan daar 'n troue wees tussen ons en God? Ja, hy sê hy kom sy bruid haal. He's coming to get his bride. En ek sit toe en ek word wakker, maar jy moet een ding verstaan, dit het Jesus 'n prys gekos, soos wat daai verloofring enige man kos. Nou as jy deesdae as 'n vrou en sê, jy vat aan die shopping, jy gaan koop net die ding, los haar by die huis. Want die ring sê jou 10 to 1, ek lag altyd as iemand vir my sê, my trouring het R45,000 gekos. Jy stupid! Why? Oor 'n jaar, lê daai ding daar in 'n kassie of in 'n boksie. Sy gaan koop ook die R5 ring by die China shop. En hy lyk in elk geval mooier as die R45,000 ring. Jolly het op 'n stadium, dan koop sy sommer 10 van hierdie fancy ringe. Toe ons hier aangekom het, het julle gesien sy het van dit gedra. Jy's almal het gedog haar man is ryk. Ek los julle. Ek dink wat julle wil. Ek is skatryk. My vrou draai hierdie goene. Met dan is dit R5 China shop ringe. Hoekom gaan ons vir julle sê? Ons gaan nie vir julle vertel is 'n R5 ring nie, really. Dink wat jy wil. Jy kan dink 'n man het baie geld. Ek het nie eens die R5 betaal nie, sê jy. But then you get to the part where you realize that this relationship is going in deeper. Jy sien wanneer jy verloof is ek reg, dan verwag 'n man en there's more responsibility on you, maar tweedens 'n man en 'n vrou verwag dan meer van mekaar. Het jy al gesien hoe verander dit na die verloving? Dit verander. Want jy dink nou, jy's myne, niemand anders nie. Dit was alraai toe jy uitgegaan het. Doen jy dit? Eers dan ewe skielik, dan word die brieke aangesit op sekere plekke. Ek weet nie in julle verhoudings nie, my vrou doen dit. Ja, sy weet om briek te trap. Nee, maar dinge verander nadat jy verloof geraak het. Want jy besef, hierdie verhouding het nou dieper gegaan, het nou ernstig geraak. This relationship got more serious. Nou toe jy Jesus aangeneem het, ons het nagmaal laasweek gedoen. Have you been thinking this week about the price that was paid for you? As die duiwel jou herinner hoe sleg jy is, nee, of jou foute vir jou uitwys, wys hom uit wat die prys was wat betaal was vir jou. So belangrik dink God jy is. Jesus Christ willfully paid that price. Hy het daai prys vrywillig betaal om vir jou te sê hoe belangrik jy is. Jy sien, na die verloving, toe ons sê, ek aanvaar Jesus as verlosser en saligmaker, is die seelring aangesit tussen jou en God. Jy behoort nou aan God. Maar van daar af is daar 'n probleem wat intree. There's a problem that comes in after being engaged, accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Jy sien, dis waar die storie inkom van die 10 maagde wat gewag het vir die bruidegom om te kom. Almal het geweet die bruidegom gaan kom, maar hulle het nie geweet wanneer nie. Die 10 maagde het nie geweet wanneer kom hy nie. Wat sê die Bybel vir ons van God se koms? Niemand weet nie, net die Vader. Jy sien, dis kom daai storie van die 10 maagde, the 10 virgins, so belangrik is. Nou jy gaan deesdae baie ver soek om 'n virgin op aarde te kry. Daar is 'n paar van hulle ergens. Maar ja, hy sê 'n maagd was in die eerste plek wat gewees? A virgin was what? Was afgesonder. Sy's rein. Sy het nog nooit saam met 'n man geslaap nie. Sy was skoon onbevlek. Sy was daai perfekte offer wat God nog altyd wou gehad het.
Hoekom sê die Bybel 10 maagde het gewag vir die bruidegom? Wat dink julle probeer God vir ons sê? Rein wees. Ons moet buite sonde bly. Ons moet ons rug op sonde draai. Kyk, ek en Jolie het dit ook gedoen, ons het ook sonde gedoen nog voordat ons getroud was. We repented, David. Ek het lank gevat om haar te kry om te repent van haar sondes, maar sy het daar uitgekom. Wat dit praat van is, nadat jy Jesus aangeneem het, verwag God van jou om rein te lewe. Jy sien, Jesus het vir 'n rede gekom om te sê, ek weet julle gaan foute maak. Maak dit reg, julle kan elke dag na my toe kom, ek aanvaar jou. Kom ons maak dit reg, want die uiteinde is dit, God wil sy bruid heeltemal by hom hê. Maar nie almal gaan dit maak nie. Nie almal gaan by die bruilof wees nie. Want jy sien, God sê, as jy Jesus aanneem, when you accept Jesus Christ as Lord and Savior, your job is to keep yourself clean, away from sin. Jou werk is om weg van dit af te bly. Maak jy foute? Maak dit net reg, asseblief. Moenie nou duiwel op 'n plek hou en sê, jy's 'n sondaar, jy doen dit nie. Kom jy op 'n plek waar jy besef, God het gesê, Jesus het nie verniet gesterf nie, hy het gesterf vir jou sondes. Want hy het geweet, ons gaan ons aanjag. But what I want to talk about is the 10 virgins. All of them had oil for their lamps. Almal het olie gehad vir hulle lampe. Maar net 5 het seker gemaak hulle bring genoeg olie. Weet jy wat wys dit vir jou? Dit wys, die lang wag gaan kom. Het jy al gebid oor goed? Have you prayed about stuff and then you didn't get it immediately? Ek dink baie keer God doen dit as prins. He makes us wait so that we can learn character. Sodat ons kan leer om op God te vertrou en nie op mense nie. Jy sien, maar 5 van die virgins het nie genoeg olie saamgevat nie. En toe word hulle onverwags onkant bevang. Want toe kom die bruidegom. Toe die bruidegom kom, het hulle geloop om nog olie te gaan koop. Hulle het die ingang tot die portaal van die huwelik, het hulle gemis. Omdat hulle nie voorsorg getref het nie. You see, if you don't, the Holy Spirit is a form of the oil. Ons moet vol van die Heilige Gees wees. Maak seker, jy is so vol, dat jy nie onkant betrap word as God kom nie. Besig met ander dinge nie. Besig om weg te loop om olie te gaan soek nie. Om God te gaan soek nie. Maak seker jy is op 'n plek dat jy so vol is, dat jy soos die wyse maagde genoeg olie het, vir as die bruidegom kom, jy saam ingaan. En nie terugkom, nadat jy besig was met ander dinge, en agterkom jy dit gemis nie. Want die Bybel sê uitdruklik, as Jesus Christus kom op die wolke, sal 2 loop in die land, 1 sal agterbly. 2 sal op 'n bed lê, 1 sal agterbly. Jy sien, dis iets wat mense moet snap. Die dag as ons agterkom, daar's baie mense wat net verdwyn het. Then there's people going to stand up and say, yeah, but it's this thing, it's this thing. It's not. The Bible wrote it 6,000 years ago. It's the rapture. God het sy kinders kom haal. En die wat vol olie was, is in, na die bruilof toe. Jy sien, is jou werk om seker te maak, jy is reg. It's your job to stay in right standing. Beteken dit jy gaan foute maak? Ja, die Bybel sê dit. Maar die Bybel sê, as God sy kinders kom haal, gaan daar 'n bruilof wees. Daar gaan 'n helse party wees, hoor. Q het nou vir my gesê, ja, dis nice, al die koeke. Imagine hoe gaan daai bruilof wees wanneer ons saam met God is. Het jy al gesit en dink vir jou prentjies geskets oor hoe lyk die hemel? Het jy al bietjie gedink wat is daar? Het jy al gedink wat daar nie is nie? Jy gaan nie siek word nie. Jy gaan perfek gesond wees. Ek gaan weer oor 'n 4 voet muur kan spring sonder om aan hom te raak. Ek sit baie en dink, wat is daar bo? Maar jy sien, die dwaase maagde het nie voorsorg getref nie. Hulle het nie seker gemaak hulle het genoeg nie. Want wanneer moet jy eintlik sterk in die Heilige Gees wees? Wanneer die moeilike tye kom. Jy sien baie mense wanneer dit goed gaan met hulle,
doen dit met God. Hy push him aside. Hulle stoot hom op sy, want ons het ons nie meer nodig nou nie. Dit gaan te goed. Hoekom dink julle val die wiele van die kar af elke nou en dan? Why do you think things go wrong every now and then? Is God se manier om net te sê, ek wil jou intrek. I want to pull you back in. Ek wil jou terug intrek. Ek wil hê jy moet hier saam met my wees, dat as ek kom, jy saam gaan en nie agterbly nie. Laat jy nie soos die dwaase maagde besig wees om te gaan olie soek nie, om besig wees met ander goed, en wanneer Jesus kom, mis jy dit. Dis ons werk om seker te maak dat ons by die Here bly. Jy sien, baie mense mis hulle blessings net voor dit gegee word. They miss their blessings just before it's handed out by God. Jy moet jouself afvraag, waar is jy? Hoe is jou verhouding met God? Daar's 'n kaartjie wat vir ons gegee was in hierdie verhouding. Nee, 1 Johannes 1:9 en is amazing. Die boodskap daarin is nie jy kan na God toe kom en verskoning vra vir dit wat jy verkeerd gedoen het nie. The message in 1 John 9 is, God says, I think you're so important to me. Ek is so lief vir jou, dat ek hierdie kaartjie vir jou gegee het. As jy fout maak, kom net terug na my toe. You see, but you carry on with sin long enough, it becomes a habit, and then it becomes a lifestyle. Het jy gesien hoe werk dit sonde? Jy kom weg met die bietjie, dan doen jy dit meer, en naderhand is dit so maklik, jy hou net aan daarmee. Ons is veronderstel, die Bybel sê, wees heilig, want ek is heilig. Be holy, for I am holy. God verwag van elkeen van ons, om gereed te wees. Die verloving is aan, maar gaan jy in met die bruilof? Are you going in with that wedding reception? Of gaan jy dit mis? Gaan jy net voor die deur dit mis? Jy sien, want baie keer het jy gehoor wat die dwaase maagde gesê het vir die wyse maagde? Geef vir ons van julle olie. Wat was die antwoord? Die boodskap is eintlik, jy is verantwoordelik vir jou eie. Het jy gesien hoe baie mense blameer die pastoor as hy nie iets doen nie? Yes. Ek het al so baie in my lewe gehoor. Hy pastoor kom doen nie by huisbesoek nie. Hy gee nie om oor ons nie. Dan sê ek gewoonlik mense, besoek julle mekaar. Julle kan ons na mekaar kyk. Jy sien, ons is gou om klippe te gooi, as iemand nie iets doen vir ons nie. Maar die ander kant van die koin is, die boodskap van die 10 wyse maagde en dwaase maagde is, jy is verantwoordelik vir jou eie geestestoestand by God. Jy is verantwoordelik om 'n verhouding met God te hê. You're supposed to have that relationship with God. En as jy 'n verhouding met iemand het, dan wil jy soveel as moontlik by hulle kuier. Jy's verloof aan God. Hoekom kuier ons so min by hom? Hoekom gee ons om so min tyd? Ons is besig met alles anders. Hoekom gee ons God so min tyd? Imagine, ek gaan nie eens die vraag hier vra nie. Hoeveel die wat getroud is hierso, doen nog wat jy gedoen het, toe jy gekuier het by die girl? Nou, wat jy bedoel? Alles. Ek praat oor alles. Dis 'n goeie vraag, dis 'n goeie comment. Dit som eintlik op wat ek probeer vra. Jy is veronderstel om te dink, wat het jy gedoen toe jy gevry het na? Waar is jy nou? Ek geniet dit weer na al die jare om meer aan my vrou te vat. Ek het dit vir lank gelos, ek het sleg geraak. Ek geniet dit nou om meer aan haar te vat, haar hand vas te hou. So nou en dan maak ek maak altyd die deur vir haar oop, maar so nou en dan wil ek haar slaan met die deur, maar ek doen dit nie, want ek's lief vir haar.
Sy voel partykeer in die aand en sy wil die roller vat en my connect op die voorkop, maar sy doen dit nie, want sy is lief vir my. En sy weet ek voel raak. So, maar, but understand, die vraag is, 'n bruilof is ietsie, waar almal uitsien na die koek sny. We're looking forward to those parts. Ons sien uit na die, ek kan nie glo ek het so gechunk nie. Ek het maar my kop op my dogter se skouer, ek kon nie glo my baby het getrou nie. Ek het maar, en ek dans nie eintlik nie, ek het 3 linkervoete, ander ons het 2, ek het 3. Ek het maar net my kop op haar skouer gesit en ek het gechunk soos 'n babietjie. Ek het die hele tyd gedink aan, ek kan nie glo, daai man het my kind nou weggevat nie. Maar toe besef ek later, ek het 'n great seun bygekry. Maar, weet jy wat, dis al hierdie goed wat 'n ou moet aan dink. Hoekom al die moeite doen, net nadat hy verloof geraak het, en tot op die troue, en dan 2-3 jaar later dan raak ons sleg. Then we think this relationship is bound by putty. Hy moet maar mekaar hou. No, the glue of a relationship is love. The glue of the relationship with God is love. En as jy iemand lief het, spandeer jy tyd met hulle. Geen vrou hier kan vir my vertel sy sal tevrede wees as 'n man 'n ure week vir haar kom kuier nie. Ek weet hoe Jolly was, flip, ek was 'n hank geweest man. Sy het 'n catch gehad. Sy het altyd by die werk dink, ek hoop hy kom vanaand kuier. Ek hoop hy kom na my toe. Ek hoop hy bly laat. En dan sy ander dinge ook gedink wat ek nie mag noem nie. But understand one thing, ek maak maar grap, maar ek het dieselfde gevoel. En toe kom ek op 'n stadium nou onlangs wat ek besef, hoekom het ek toegelaat? Why did I allow the devil to steal the wedding day out of my relationship? Hoekom het ek toegelaat dat hy die huweliksdag uit my verhouding nou uitsteel? Dit alles gaan oor ek het sleg geraak. Want ek het maar net aanvaar, sy is klaar met my getroud, sy is my vrou, dis hoe dit moet wees, dis nie hoe dit werk nie. Dit werk so, sy het 'n rol om te vertolk in hierdie huwelik, en ek het 'n rol om te vertolk in hierdie huwelik. En die rol kom alles by een plek by mekaar, wederwysige liefde. Wys dit vir mekaar. Dis soos die stupid ou, wat sê, as ek hom vra, maak jy die deur vir jou vrou oop? Nee, ek het al 30 jaar terug as ons getroud, het ek al gewys hoe werk jy handle, en van gesê, nou weet jy hoe. So ou sê ek, sy sal ook, 1 keer 'n week vir jou sê, dis hoe die handle wys, jou probleem nou. Dan wil hulle weet, hoekom sukkel hulle in hulle huwelike. You see, being with someone is the same as being with God. Dis dieselfde as met God. God is nie tevrede met ons ure week nie. God soek jou, dat as jy dink aan ander nonsens en tyd het vir ander goed, dan moet jy tyd maak vir hom ook. Lees jou Bybel, spandeer tyd. Dit sê nie immer die hele tyd, nou kry jy die stupid ouens wat sê, ek werk, ek doen die, ek kan nie die hele tyd in my Bybel wees nie. Dis nie wat ons sê nie. Ons sê, spandeer ten minste tyd met God. Jy kan met God praat as jy in 'n kar ry. Jy kan met God praat as jy gras sny. Jy kan met God praat op jou motorfiets. Jy kan met God praat op 'n tennisbaan. Jy kan met God praat wat ook al jy geniet, visvang, wat ook al. As ons meer tyd maak vir God, gaan ons meer seën uit God se hand uit ontvang. Jy sien, Jolly het lank terug vir my iets gesê, en ek het altyd met haar gestry daaroor. Maar nou het ek slim geraak, ek het besef sy was eintlik reg. So ek herken nou iets, ek wil nie eintlik dit vir jou sê, want jou kop word net so groot. But understand one thing, sy sê, as jy nie insit nie, hoe verwag jy uit? In ander woorde, man, is rephrasing is about reg. Is regtig soos 'n ou wat, hy sit absoluut niks geld in sy bankrekening nie. Maar as hy geld nodig het, dan kom hy agter, hy het dit nie, dan wil hy weet hoekom. Jy sien, dis 'n saai en maai beleid. Jy kan nie verwag jou, 'n vrou is 'n bloody moeilike wese. Hel, even God het dit uitgevind met die skepping. Wie gaan pluk die vrug? Die vrou. Vir wie gee sy dit? Die man.
Wat doen hy? Vreet. Mans vreet nog steeds die nonsens op. Nee, ek maak 'n grap. But understand one thing. Jy sien, ons moet verstaan. 'n vrou is so gemaak. She needs to feel and hear love. Yes, sy maak my batteries pap, hoor. Want ek kan nie 3000 woorde 'n dag praat nie. Ek doen dit nou. Nou is my quota klaar vir die week. Nou as jy my bel, dan sit, ja, okay, bye, ek het jou eerste keer gehoor, ciao. Ek wil nie lank praat nie. Nou 'n vrou moet hoor en voel jy is lief vir haar. Nou die mans gewoonlik dan kom hulle en dan sê, ja, maar my vrou is nie lief vir my, sy doen nie dit nie. Miskien moet jy 'n bietjie insit om uit te kry. Miskien moet jy al meer vashou. Jy sien, ons het vergeet hoe hulle gelyk toe hulle Jolly was streamline, hoor. Ek het gedink op stadium sy kan my weghardloop. Nou kan sy nie meer nie. Weet dit so. But understand one thing. Jy kan nie die prentjie vat waar jy verloof was en aangaan en dan 30 jaar later dan dink jy dit moet nog so wees nie. Al wat gebeur is jy verloor fokus op die oorspronklike prentjie. Die oorspronklike prentjie is 'n vrou wat jou gevat het met jou nonsens, want Jesus, ek het baie ek het baie nonsens gehad, but I had a lot of nonsense. And she was still willing to marry me. En sy het vir my 'n pragtige dogter gegee. Ons het pragtige kinders grootgemaak. Ons het baie klein kinders, ek gaan nie sê hoeveel nie, want almal lag altyd as ek wil sê hoeveel klein kinders ek het op 55. But understand one thing, we have to get back to the beginning when we were engaged. Hoe jy daar gevoel het. En ek weet, 3/4 van die mense wat die preke luister, na die tweede dag kan jy hulle vra, waaroor het jy gepreek? Hulle sal nie weet nie. Want hulle het nie eintlik geluister nie. Hulle het gehoor, maar nie geluister nie. Jy sien, as jy nie 'n ding doen wat jy hoor nie, word hy nie 'n gewoonte nie, word hy nie 'n lewenstyl nie. As jy nie jouself forceer om Bybel te lees en tyd met God te spandeer nie, gaan dit nie 'n lewenstyl word nie. Dit gaan vervang word deur alles, behalwe God. Dan vra ons altyd die vraag, en hiermee sluit ek af, hoekom sien ek nie meer wonderwerke nie? Why don't I see the miracles anymore? Hoekom sien ek nie die groot dinge wat ek in die Bybel ervaar het nie? Kan ek jou gou sê hoekom? Want ons verhouding met God is swak. Our relationship with God is pathetic. Ek kyk na kerke waar daar duisende mense in sit en ek vra my die vraag, is die pastoor, die leraar van daai kerk, het dit vir hom 'n besigheid geword of doen hy wat God hom geroep het aan die begin? Has he still got that passion for souls and not money? En die tweede ding is die mense wat na hom luister. Luister hulle werklik? Of gaan hulle kerk toe uit gewoonte of tradisie of skuldgevoel? Because that is a relationship. You spend time with God because you love Him, because you appreciate what He's done for you. Jy spandeer tyd met God omdat jy lief is vir hom en jy waardeer wat hy vir jou gedoen het. Frans, kom ek vra 'n vraag, hoe oud jy nou? 57. 57. Shoni? 51. 51. Ek word 59, 14. Okay. Kim? 9. Verskillende ouderdomme, né? Besef jy elke dag is 'n geskenk uit God se hand. Daar's mense wat nie meer is nie. There's people that aren't here anymore. Dis kom die Bybel vir jou sê. Maak seker jy is een van daai wyse maagde. Maak seker jy is reg met God. Want jy weet nie wanneer dit jou beurt is nie. You don't know when it's your turn. Maak seker jy is vol van die Heilige Gees olie. Ek het altyd gedog ek's oulik toe ek gesuip geraak het op Red Dot Ramp. Toe ek ophou drink, toe besef ek hoe stupid lyk 'n dronker. En hoe stupid klink hy. Toe verstaan ek wat Dawid gesê het. Hy's 'n lawaaimaker. Praat baie nonsens. O, 'n dronk ou kan nonsens praat.
Toe lees ek 'n stuk in Handelinge, waar hy sê, en hulle het dronk geword aan die Heilige Gees. En die mense het gesê, hulle is vol wyn. Ek sal like om so dronk te wees. Ek sal like die mense moet sê, hey, daai ding is gesuip. Maar ek sal ook like wat daarmee gepaard gegaan het, toe hulle gesê het, hulle is dronk van die wyn. Hulle het hulle hande op die mense gelê, dowes het gehoor, blindes het gesien, verlamdes het geloop. Hoekom sien ons dit nie meer nie? Dink ons nie miskien, is die fout by ons of die fout by God? Ja, by ons. The problem is us. Die Bybel sê vir jou, jy sal vir hierdie berg sê, gaan weg en hy sal hom in die see werp. Hoekom sien ons dit nie meer nie? Ons glo nie meer. Ons glo nie meer nie. Weet jy hoekom nie? Want ons het te veel menslike faktore wat God se plek gevat het. Jy sien die 4 mans kom en hulle verlamde chommie, kan hulle nie by Jesus uitkry nie. Hulle breek die dak oop. So is passievol is hulle. Hulle breek die dak oop en laat sak hom voor Jesus neer. En Jesus laat hom opstaan en loop. Wie is die eerste persone wat hom kritiseer vir Jesus? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes, want Jesus het die volgende woorde vir die ou gesê. Luister mooi wat Jesus 3/4 van die tyd, 90% vir iemand gesê het wat hy genees het. Jou sondes is jou vergewe. Wat sê die Fariseërs en die skrifgeleerdes? Wie kritiseer mense wat vir die Here wil werk die hardste? Die kerkmense. Ja. Die ou wat saam met jou sit en amen sê. Hy flip en lieg die ding. Hy sê net amen uit gewoonte uit, man. Jesus sê vir daai verlamde man, jou sondes is jou vergewe. Die Fariseërs sê, dis godslasterlik. Wie is hy? Net God kan sondes vergewe. Jesus antwoord hulle, hy sê vir hulle, wat's makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe of neem jou bed op en loop? En net om dit te bewys sê hy vir jou, okay, neem jou bed op en loop, want die stupid goed verstaan nie, ek is God nie. Ons sien nie daai wonderwerke nie. Want ons eerste opsie is hardloop na die wêreldse stelsel toe. Ons eerste opsie is nie gaan na God toe nie. Ons het te veel dinge wat vir ons sê, kom hiernatoe, ek sal jou help, kom hiernatoe, ek sal jou help. En 20 jaar later sit ons nog steeds met die probleem. Al wat daai opsies doen is dan onderdruk die probleem. God sê hy wil hom nie onderdruk nie, hy wil hom wegvat. Hy het nie gesê hy skuif net die berg van hier af nie, hy werk hom in die see. As jy wonderwerke wil sien, kom weer op 'n plek waar jy vol is van die Heilige Gees. En jy sal hy wonderwerke sien, ek beloof jou. You will see those miracles. Maak seker jou lewe is vol van die Heilige Gees olie. Laat jy nie gevang word besig met ander dinge wanneer die bruidegom kom nie. Wie wil daai bruilof by wees en wie wil hom mis? Ek wil daar wees. En dan kry ek ouens wat vir my sê, maar hoe weet jy dis die waarheid? Ons sal uitvind, sal ons nie. En as jy glad nie glo nie, enjoy hell. Maar ek het ten minste 50% kans om reg te wees. Jy speel met die 0. Ek is nie 'n gambler nie. Ek is mal oor die movie van Kenny Rogers, ek kyk hom gereeld. Maar ek is nie 'n gambler nie. Ek is nie bereid om te gamble met die een wat die Here aan hele wêreld so in sy handpalm hou nie. Die een wat my hele lewe lank soveel genade en liefde gehad het, dat hy my gered het uit duisende situasies uit, waar ek moes dood gewees het. Die een wat ewen deur al my stupid goed wat ek gedoen het, nog steeds met sy arms soos die pa gestaan en sê, kom terug my kind. En hy doen dit met almal van julle. Hy sê vir elke persoon op aarde, daar was aan Charlie Kirk die vraag gevra, why does God send people to hell? Nobody. God created you with free will to choose hell or heaven. And he warned us, Jesus Christ, Jesus het ons gewaarsku. Jou keuses vat jou hemel of hel toe, nie God nie. As jy soos die hel wil lewe,
enjoy yourself. My pragtige dogter het eendag vir iemand gesê, jy kan nie soos jy hel lewe en dink jy gaan die hemel as prys kry nie. Kom ons bid. Lord, we want to thank you for this message. Ons wil U bedank vir hierdie boodskap. Here, maar bovenal wil ons U bedank, dat daar kom 'n dag. Doesn't matter what the world does, there's going to come a day that Jesus Christ will appear on the clouds, and He's coming to fetch His children. Jesus, daar kom 'n dag wat U ons kom haal. Help ons elkeen, gee ons die krag van die Heilige Gees, om elke dag so te lewe, dat ons nie onkant gevang word, and we miss the day going to God. It's going to be an awesome day, being in the presence of the Creator of heaven and earth, and hearing the words, come in, you were faithful. Here, dankie dat ons dit kan weet, dankie dat die woord vir ons gegee is om ons te leer, dankie dat ons so by mekaar kan kom en die woord te hoor, en tyd te spandeer in U teenwoordigheid. Here, ek bid, dat ons so diep in U ingaan, soos 'n verhouding met 'n man en 'n vrou aan die begin van hulle huwelik. Vader, laat ons die wonderwerke weer sal sien soos in die Bybel. That we see those miracles, that we pray and we receive. In Jesus' name. Amen. Amen.